Goeiemiddag, dis weer vir my Dion Skeepers hier vanuit Shack Ministries. 'n Groot voorreg om u te kan groet in die kosbare naam van ons koning Jesus Christus. Weer 'n voorreg om vanmiddag saam met u kan kuier uit die woord van die Here. En ek wil vanmiddag weer jy moet weet dat jy's kosbaar, jy's geliefd, jy's waardevol en daar's niks wat jou kan skei van die liefde van die Here vir jou nie. God het jou lief met 'n goddelike liefde. Hy het jou geskep, hy het jou geroep en hy ken jou by die naam en jy behoort aan hom. Vanmiddag wil ek 4 gedeelte lees uit die woord uit en ek lees vanmiddag uit 2 gedeeltes of 2 vertalings uit. Die een kom uit die ou vertaling uit, Jakobus 1 vers 2 tot 4 en ek en jy ken hierdie gedeelte, is 'n baie bekende gedeelte, maar daar is so 'n paar woorde wat vir my uitstaan vanmiddag waar ek 'n bietjie wil gaan stil staan. En die woord sê, Jakobus sê, ag dit 'n loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande beproewings val, omdat julle weet dat julle beproewings van jul geloof lydsaamheid bewerk. Ag dit 'n loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande beproewings val, omdat julle weet dat julle beproewinge van jul geloof lydsaamheid bewerk. Die nuwe vertaling sê 'n bietjie anders, hy sê, my broeders, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Nou kom ons net gou 'n bietjie, die een praat van ag dit 'n loutere vreugde, hierdie vertaling sê julle moet bly wees, baie bly wees wanneer jy deur beproewings gaan. Want ek en jy word sterk. Hy gaan ver en sê en die volharding moet einduit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom sonder enige tekortkominge. So ek en jy hoor vanmiddag dat die woord sê van ons moet bly wees, baie bly wees, wanneer ons deur moeilike tye gaan. Die ou vertaling sê ag dit 'n loutere vreugde, wanneer jy deur die goedes gaan. En dan vra ek vanmiddag vir jou, maar hoe is dit moontlik dat ek en jy, wanneer dit met ons moeilik gaan, met ons swaar gaan, dat ons moet bly wees? Dat ons moet bly wees. En dan vir so 'n oombliekie wil ek jou vra, as jy so terugkyk in jou lewe, wat was die groot uitdagings wat jy moes deurgaan? Wat se toetse was in jou lewe waardeur jy moes kom? En dan vir 'n oombliekie kyk jy terug en jy kyk waar jy vanaand vanmiddag is en dan kan ek net saam met jou vanmiddag sê, Here, ons prys U want U is goed. U laat nooit die werke van die hande vaar nie. Dis U genade en die liefde wat ons dag vir dag vra. Baie mense kyk na ons wat gelowig is en ons staan sterk. Ons loop met 'n glimlag rond, as mense vra hoe gaan dit, dan sê ons altyd, dit gaan goed. Mense sien ons krag raak, hulle sien ons vermoë om elke dag op te staan en aan te gaan. Maar min mense sien die geveg wat daar binne in elkeen van ons is. Ek is my gees oortuig dat elkeen van ons gaan deur toetse, elkeen van ons gaan deur uitdagings en ek glo my hele wese dat elkeen is uniek en elkeen van ons het unieke uitdagings en toetse. Maar die uitdaging is dat ek en jy moet volhard. Die uitdaging is dat ek en jy moet opgee nie. En ek weet so het ons vanmiddag elkeen ook 'n verhaal. Sommige van ons beleef finansiële druk. Baie van ons is bekommerd oor die dag van môre. Al sê die woord wil nie bekommerd wees nie. Raak die mens tog maar bekommerd. Gaan party mense deur 'n doodsvallei. Party is worstel met 'n siekte toestand. Party mense worstel met hartseer, hulle het 'n geliefde aan die dood afgestaan. Party mense gaan deur huweliksprobleme, huwelikskrisisse. Ag, elkeen het 'n storie om te vertel. Elkeen ervaar ook soms teleurstellings. Ek het gevra, maar wat was die grootste toets? Wat was die grootste uitdaging waardeur jy gegaan het? En soos ons reg gesê, dan kan ons net sê, dis nie ek nie, dis net die Here wat ons hier deurgedra het. Hoor gou vanmiddag, ek en jy as gelowige, ek en jy is regverdig gekom baie keer by plekke waar ons seer kry, waar ons val. Maar die woord van die Here sê ook vir my, dat die Here help ons elke keer. Hy sê, die regverdige val 7 maal, maar keer op keer tel God hom op. En dis die God wat ek en jy aanbid. Wanneer ek en jy deur 'n toets gaan, wanneer ons deur uitdagings gaan, wanneer ons deur bekommernis gegaan, is hy daar. Hy gaan ons nooit in die steek laat nie. Hy gaan ons nooit begewe nie. Hy gaan ons nooit verlaat nie. Ek weet elkeen van ons gaan deur toetse en dit is nie uniek nie. Elke toets is uniek, maar dat ons daar deurgaan is nie iets snaaks nie.
Wanneer ek die woord van die Here lees, dan sien ek in die woord dat daar baie godsmanne was. Ag, ons noem dit godsvroue ook. Mense in die Bybel wat deur moeilike tye moes gegaan het. Wat deur toetse moes gegaan het, wat toetse in 'n lewe beleef het. Ons dink aan Abraham. Abraham wat sy seun Isak moes gaan offer het. Watter uitdaging is dit nie? Jy het 'n hoë ouderdom bereik en God gee vir jou die seun, dis die enigste seun. En dan moet jy nog hierdie kind ook gaan offer. Maar God is getrou, hy kom deur en hy voorsien 'n ander offerdier vir Abraham. Hoor gou, Abraham moes 'n toets deurgegaan het. Job wat byna alles verloor het. Jy ken Job se stories, kan so maklik praat rondom Job. Hy het deur 'n toets gegaan en tog sien ons aan die einde van die dag dat hy het vasgehou aan sy geloof. Hy het vasgehou aan die Here. Ons dink aan Dawid wat vervolg is. Dawid betrokke was in oorlog, wat familiekonflikte beleef het. En aan die einde van die dag sien ons ook hoe hy aan die ander kant uitgekom het. Hy word genoem die man na God se hart. Dink aan Josef wat verraai is en gevange geneem is en waar hy geëindig het. Hoe hy weer vir sy familie gesorg het. Hoor gou vanmôre, die waarheid is, toetse beteken nie God het jou verlaat nie. By een van hierdie gevalle het ek vanmôre opgenoem het God daardie Bybel en daai godsmanne verlaat nie. En God sal ons ook nie verlaat nie. Dit beteken baie keer as ons deur die toetse gaan, en ek wil met vanmôre hoor, ons gaan deur toetse, ons gaan deur uitdagings, en dit is, ons gaan daardeur, want ek glo my hele wese, dat God is ons besig om ons voor te berei, toe te rus vir iets groters en beters. Elkeen van ons word gevorm, elkeen van ons is soos klei in die pottebakker se hand, amper sê ek pottebakker se hand. Die grootste toets wat ek en jy kan hê vandag, is om staande te bly en om getrou te bly. Dit is so maklik om vandag op te gee. Dit is so maklik om moedeloos te word. En ek weet, dis maklik gesê. Baie kinders van die Here, baie gelowiges kom by plekke waar hulle wil opgee. Baie kinders van die Here kom by plekke waar hulle moedeloos raak. Waar hulle voel, ek sien meer kans vir die dag van môre. Ek kan nie meer aangaan nie. Baie se harte word verhard teenoor die Here, want hoekom laat die Here my deur hierdie dierskool gaan? Hoekom laat die Here die goed oor my pad kom? Baie raak moedeloos, sak uit. En ek en jy word geroep om getrou te bly, getrou aan God. Dit is so belangrik. My boetie, my sis, geagte luisteraar, hoor vanmôre, deur dit alles is ek en jy geroep om getrou te bly, getrou aan God, getrou aan ons Skepper. Ek wil sommer bysit, getrou aan jouself ook. Jy moet getrou wees aan jouself. Moenie jou rug op jouself draai nie. Bly getrou aan wie jy is, wat jy is, en jou identiteit. En jou identiteit in Christus. Ek weet elkeen van ons is kinders van die Here. Bly getrou aan jou huwelik. Baie keer kom ons gepraat van huweliksprobleme. Baie keer gebeur dit dat daar probleme in huwelik is en mense is maklik om op te gee. En ek en jy moet getrou bly. Is maklik om ontrou te raak in die huwelik. Dit gebeur, maar die uitdaging is ek en jy word geroep om getrou te bly in ons huwelike, aan ons huweliksmaat. Getrou te bly aan ons kinders. Dis 'n groot ding daai. Getrou te bly aan ons kinders. Ons weet baie kinders, of kom ek eers sê, baie ouers, die kinders vergeet van die ouers. En ek en jy het nog nodig om getrou te bly, lief te wees vir ons kinders. Die woord leer ons tog om vir die kinders dat hulle ouers moet eer, sodat hulle lank kan bly in die land wat die Here God vir hulle beloof het. En ek en jy as ouer, kom ons bly lief vir ons kinders, ons bly getrou. Bly getrou aan jou roeping. Dit is belangrik, getrou aan jou roeping. Daar is vanmiddag dalk mense wat in bediening staan, wat 'n roeping het. En hulle is al so moedeloos, hulle is al so moeg. Dit lyk of daar nie vir hulle deurbraak kom en dan gee hulle roeping prys. En ek wil vanmiddag vir jou sê, jy's geroep met 'n goddelike roeping. Moenie 'n roeping prys gee as gevolg van toetse en uitdagings nie. Moenie 'n roeping prys gee as gevolg van mense wat dit dalk vir jou moeilik maak. God het jou geroep. Onthou dit. 'n kind onthou nie altyd hoeveel geld sy pa of
pa gemaak het nie, maar hy onthou dat sy pappa altyd daar is, en ek en jy weet, ons het 'n hemelse pappa wat altyd daar vir ons, en ek en jy kan ook hierdie voorbeeld uitleef, dat ons daar is vir ons kinders, dat ons daar is vir ons huweliksmaats, dat ons daar is vir die mense wat ons nodig het. Hoor gou vanmôre, God gebruik toetse om ons karakter te bou. God gebruik toetse om ons karakter gebou. Goud word deur vuur gesuiwer. En ek en jy weet hoe warm word vuur. Vuur brand, vuur maak seer. En baie keer om deur die toetse te gaan en deur uitdagings te gaan, is nie maklik nie. Maar aan die einde van die dag weet ek word gesuiwer, want God is aan die werk. Hy is besig met my. Hy is besig om hierdie toets, hierdie uitdaging wat op my pad is hy besig om my toe te rus, om dalk te werk aan my, kom ons begin sommer aan my bediening. Miskien is hy besig om te werk aan geduld in jou lewe. Miskien is ons sukkel ons met ongeduldigheid en onvergewensgesindheid en dan kom hierdie toets op ons pad sodat ek en jy kan leer wat dit is om vergifnis te ervaar en dan ook om vergifnis te kan gee. Wat dit is om geduldig te wees. Ons wil so graag hê dat mense moet geduldig met ons wees. Die woord leer ons mos. Hy sê hanteer 'n ander soos jy gehanteer word. Doen aan 'n ander wat jy aan jouself gedoen wil hê, né? Wat jy wil hê ander moet aan jou doen. En so ook moet ek en jy ook leer van geduld. Ek en jy leer ook van geloof en God laat hierdie goed dalk toe sodat ons geloof versterk moet word. Ons gepraat van geloof in God. Ek moet ook getrou bly aan God, het ons gesê. Ons geloof word versterk. Ek en jy kom by 'n plek en ons weet ook elke keer wanneer ons deur die toetse gaan, van die uitdagings in ons lewens kom, dan sê hy vir my, onthou, jy is afhanklik van die Here. Jy kan op jou eie kragte en insigte staat maak. Jy het die Here nodig in jou lewe. En dan soos ons die toetse deurgaan, dan bekom ons ook wysheid, né? Wysheid. Ons sal nie weer dieselfde fout maak nie. Praat met die week met iemand en ek sê, toe ons jonger was, het ons besluite geneem en vandag sê baie keer spyt oor daardie besluit, maar as ek kyk, dan weet ek, dit was ook die regte besluit vir daardie dag gewees, vir daai seisoen gewees, en God het dit toegelaat, en God het my gedra, ons gedra tot waar ons vandag is, maar ek weet dat ek vandag sal ek 'n ander besluit neem. Hoekom? Want ek weet, ek is uitverkoop, ek weet dat ons is uitverkoop aan die koning, en die woord sê ook vir ons, dat wanneer ons wysheid kort kom, kan ons dit van God bid, en hy sal dit vir ons gee. So ons leer ook, ons leer van wysheid, en ons word ook wys, wanneer ons deur hierdie vuur gaan, dan ons deur die beproewings en uitdagings ons lewe gaan. Ons praat gou vanmiddag, die grootste toets, die uitdaging. Hoor gou, die grootste oorwinning is nie om nooit te val nie. Ons gepraat van die regverdige val 7 maal, maar elke keer tel die Here hom op. En ek hoor iemand sê in die week vir my dat daar's 'n verskil wanneer 'n goddelose val en wanneer 'n gelowige val. 'n Goddelose val 1 keer, maar 'n gelowige, 'n regverdige kan 7 keer val. En elke keer tel hom op. So dit gaan nie oor ek het nog nooit in my lewe geval nie. Ek dink nie daar's iemand wat kan sê ek het nog nooit in my lewe geval nie. As ons het hier by Shack Ministries gaan het oor uitreike, gaan oor strate, dit gaan oor mense in nood en wat ons mense wil bystaan en net weer by 'n plekkie kom en sê ons wil graag hulle inbou. Ons wil graag weer hulle waardigheid vir hulle laat hulle weer hulle waardigheid terug ontvang, wil ontdek. En as ek so met mense praat op strate, dan besef ek dat iewers het iemand 'n mat onderuit geruk. Iewers het hulle geval. Iewers het hulle seer gekry. En baie van hulle probeer om op te staan. En dis waar dit gaan. Dit gaan nie so seer oor hoeveel keer ek geval het nie, maar oor hoeveel keer is ek bereid om op te staan. Nie een van ons kan sê ek het nog nie geval nie. Dit wat ek en jy vanmiddag is, dit wat ons het, is net genade. Die prentjie kan enige oomblik verander. So, hoor gou vanmiddag, wanneer ons praat van uitdagings, toetste, is daar oorwinning
en oorwinning is om elke keer, wanneer ons deur 'n toets gegaan het, wanneer ons seer kry, om op te staan en weer vorentoe gaan. Ek en jy kan vanmiddag sê, ek weet, dis God wat ons dra. Al voel ons nie elke dag nie, al voel dit party dae vir jou, God het jou in die steek gelaat. Daar kom ons sulke dae. Hoor gou vanmiddag, die woord sê vir my, dis my geloof vanmiddag, dat God sal ons nie steek laat nie. Jy voel dalk vandag, voel jy kan nie meer verder, maar God weet dit. God dra jou, selfs wanneer jy moeg is. Wanneer jy voel jy kan nie meer nie, is God daar vir jou. Baie keer kom ons maak soveel opofferings, en dit voel vir jou of niemand dit raak sien nie. Ag, is amper soos om 'n mamma in 'n huis te wees. Niemand sien dit raak nie. Soos 'n pappa wat werk, 'n mamma wat werk, niemand sien dit raak nie. Ag, ons gaan deur die goedes. Daar's soveel opofferings in die lewe wat gemaak word en dit voel soms net asof niemand dit raak sien nie. Ek wil vanmiddag vir jou sê, God sien dit raak. Moenie opgee nie, moenie moedeloos raak nie, moenie moeg word nie. God sien dit raak. God sien dit raak. Mense kan dit mis, maar God sal dit nooit mis nie. Ons het al soveel keer vanmiddag gesê, die woord sê vir ons, ek sou nie begewe nie en ek sou nie verlaat. Jy weet vanmiddag, die Here is daar vir jou. In die toets wat jy gedoen het in die verlede, die uitdagings waar jy was in die verlede, was God daar en hy het nie verander nie. Hy was en is en bly dieselfde God. Hy het nog nooit van ek en jy as mens verander. Ek en jy as mens wil partykeer ons rug draai. Ek en jy as mens wil partykeer omdraai en sê ek gaan nie meer verder nie, maar die Here sien jou. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Hy gaan ook nie toelaat dat jy bokant jou kragte versoek word nie. Ek wil amper sê beproef word nie. Hy is daar vir jou. Die Here sien elke traan raak. Hy sien jou gebed raak. Dit is so belangrik. Baie keer voel dit vir ons, ek praat weer vandag iemand sê ek bid en bid en bid en niks gebeur. Ek bid al vir 2 jaar vir uitkoms en niks gebeur nie. Ek wil vanmiddag vir jou sê, God hoor jou gebed. Hy hoor dit. Ek en jy is tempels van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is in ons en ek en jy, die Heilige Gees ken die versigtiging van ons hart. En die woord leer vir ons dat die Heilige Gees ken die versigtiging. Hy tree vir ons in by Jesus. Hy vat ons gebed na Jesus toe. En Jesus is ons middelaar by die Vader. Hy tree vir ons in by die Vader. En die tyd wat ons gebed, ons gebroke, stikkende, krom, skewe gebed by die Vader uitkom, is dit 'n volmaakte gebed. So hoor vanmiddag, God sien jou trane raak. God hoor jou gebede. Hy sien jou gebede. Hy sien jou opofferings wat jy maak elke dag. Hy dra jou. Hy dra jou. Baie keer maak ons staat op prinse en prinsesse. Baie keer maak ons staat op mense rondom ons om ons te dra moeilike tye. En dit is so, mense is daar vir 'n wyle, vir 'n seisoen en dan raak hulle weg. Maar God dra jou. Hy dra jou. Hy sê ek dra jou van ek wil sê voor jou geboorte af. Hy sê ek dra jou groot word jare. Ek dra jou grys word jare en ek dra jou ook die ewigheid in. En daarom kan ek en jy vanmiddag sê ek hou vas aan die Here my God, want hy sal my nooit teleurstel nie. Vanmiddag toetse en uitdagings. Miskien moet jy vanmiddag weet dat dit gaan nie oor dit wat ek en jy het nie. Dit gaan nie oor ons stewige bankrekenings nie. Dit gaan nie oor ons groot huise en blink voertuie nie. Ons weet dit is alles maar net tydelik. Dit vergaan. Waaroor dit eintlik gaan is oor jou geloof. En as ons praat oor 'n nalatenskap, is die vraag, as jou kinders na jou kyk, wat se nalatenskap is daar vir hulle eendag? En ek dink een van die grootste moet wees dat hulle moet sien dat ons, hulle ouers, ek en jy, elke persoon gelowig, het ons geloof behou. Ons het die wedloop geloop. Paulus sê so mooi in 2 Timoteus 4 vers 7. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi. Ek het die geloof behou. So belangrik dat ek en jy ons geloof behou. Dat ons kinders sal eendag kan sê, of mense kan sê, daardie man, daardie vrou, my ma, my pa, was manne gewees van God. Hulle het vasgehou in geloof. Hulle het nie hulle geloof prys gegee nie. Ek en jy probeer baie keer, ons loop besig met die wedloop en ons probeer baie keer goed so volmaak, ons probeer goed soveel keer reg doen, maar ons gaan dit nooit reg kry nie. En miskien voel jy dalk, ek het mense teleurgestel. Miskien voel jy vanmiddag, ek het niks reg gedoen nie. Wil ek steeds vir jou sê, hou aan met die wedloop. Hou aan met die wedloop. Moenie opgee nie, moenie moeg word nie. Hou vas aan die Here. Behou jou geloof. Dit is van kardinale belang.
Ek en jy wat besig is met die wedloop, dat ons nie sal moeg word nie, dat ons nie sal opgee nie. Ek en jy behoort aan God en God het ons lief en God toets ons. Hy toets ons harte. Dis maklik om te sing haleluja, prys die Here. Maar wanneer die tekkie die teerslaan, wanneer ons deur die moeilike tye gaan, wat getuig ons hart dan? Wat getuig ons lewe dan van? Dis maklik om God te loof en te prys wanneer ons daar op die hoogte van die berg is. Maar as jy in die donker van lei is, dan verander die prentjie so bietjie, dan is dit bietjie moeiliker. En dis juis dat wanneer ek op die top van die berg is en wanneer ek in die vallei is, moet ek nog steeds die Here loof en prys. Moet ek nog steeds aan hom vas en moet ek nog steeds op hom vertrou. Daarom kom ons terug en sê, ek het nodig om te volhard in my geloof. Ek het nodig om te volhard want ek weet, daar is vir my 'n beloning. Die woord sê mos, hulle wat tot die einde toe volhard, sal eet van die boom van die lewe. Elkeen wat volhard tot die einde toe, sal beloon word met 'n oorwinningskroon, die ewige lewe. En dis waarna ons smag. Maar selfs hierso waar ons al besig is, hier op die planeet Aarde met ons wedloop, weet ons, daar kom deurbrake vir ons. Daar kom deurbrake. Ek glo dat daar seisoene in 'n persoon se lewe. Daar's goeie tye en daar's slegte tye. Soos die natuur deur seisoene gaan, so gaan ek en jy deur seisoene, en ek en my net vashou. Daarom kom ek vanmiddag en vra weer vir jou, wat is die grootste toets wat jy mos deurgegaan het? Wat is die grootste uitdaging waardeur jy al mos gegaan het? Ek wil kom by 'n plek en vanmiddag vir jou sê, weet ook, dat jou grootste toets jou nie definieer nie. Weet vanmiddag dat die kere wat jy geval het, jou nie gedefinieer het nie. Wat jou wel definieer, is jou geloof. Ons gepraat van 'n nalatenskap, dat die nalatenskap wat ek en jy eendag agterlaat sal wees, man en vrou van God, man en vrou van geloof. Hulle is geloofshelde, dat hulle ons name sal skryf, soos die geloofshelde in Hebreërs boek, dat ek en jy is 'n geloofsheld, ons hou vas. Die storms kan kom, en soos daai man wat sy huis bou op 'n rots, Jesus Christus, en die storms kom en daar gebeur niks met die huisie nie, huisie bly staande, maar hy wat sy huis op die sand bly, die storms kom en die huis sak in mekaar, en dat dink my baie keer in die verhaal van die drie varkies. En hoe hulle na hardloop, en eenetjie se huis is van strooi, en 'n wolf kom en hy blaas die huisie mekaar, en dan kyk die huis van houtstokkies, en die wolf kom en hy blaas mekaar, en dan as die ander boetie se huis daarso van bakstene, en die ou wolf kom, hy blaas en hy blaas, hy kry niks reg nie. Ek en jy, die storms wat kom, moet ons nie omblaas nie. Ek en jy moet staande wees, ek en jy moet geanker wees, ek en jy moet gewortel wees. Kyk gou weer terug na daardie toetse wat jy gegaan het. Jy is hier vandag, deur die uitdagings, jy is hier vandag. God het jou gedra en God sal jou nie teleurstellend. Hy gaan jou verder dra. Maak nie saak wat die omstandighede is, maak nie saak wat die storm is in jou lewe nie. God sal, hy sal dit doen. Hoekom? Want hy sê in die woord dat ek en jy kan vrede hê, want hy het al reeds die wêreld oor. Jesus het die pad gestap. En dit is hy het vir ons oorwinning gegee, en daarom het hy ook gekom om vir ons 'n voorbeeld te wees, hoe om dit is om te volhard, om gehoorsaam te wees, en om uit te hou. Jesus bid dan in die tuin van Getsemane, en hy sê, Vader, laat hierdie bitter beker by my verbystap, nogtans nie my wil, maar laat U wil geskied. En dis wat ek en jy doen ook in 'n storm, in 'n uitdaging, in 'n toets. Here, laat U wil geskied. Here, kom, baie keer bid ons, Here, vat die storms weg, en miskien ons sê, Here, kom werk in my hart. Kom maak my geloof, kom maak my vertroue in U net sterker. Ek wil vanmiddag by 'n plekkie kom vir jou sê, wanneer daar 'n uitdaging kom, wanneer daar 'n storm in jou lewe kom, hou aan met bid. Moet nooit ophou bid nie. Gebed het nog krag. Ons sê God hoor elke gebed. Hy ken die gekerm van jou hart. Hou aan om te glo. Hou aan om te glo. Moet nooit jou geloof prys nie. Moenie toelaat dat jou hart verhard nie. Dit is so maklik. Moenie, hou aan om te glo. Hou aan as jy bediening staan. Moenie jou bediening prys nie. Hou aan om jou bediening uit te leef. Hou aan. Doen dit wat ek en jy doen ons goed, want ons doen dit vir ons allerhoogste. Hoe sê ek? Die woord sê, ek het daarin geleer van my allerbeste vir my allerhoogste. Ek probeer my beste te doen. Ek gaan nie laat iemand my moeg maak of plat maak nie. En dan aan enetjie is, hou aan om lief te hê. Sien, omstandighede kom en kom steel ons liefde. Storms kom en kom steel ons liefde. Toetse kom en kom steel ons liefde.
uitdagings kom, as ek en jy nie gefokus is nie, kom steel dit, en ek en jy het nodig om weer terug te my woord te waar ons leer, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en jou naaste soos jouself, en ek en jy weet die liefde verdra alles, die liefde hoop alles, die liefde bedek alles, ek en jy moet aanhou lief hê, ja, selfs jou vyand, selfs daardie persoon, wat goed oor jou laat kom, wat jou baie keer teleurstel, ek en jy het nodig om daardie persoon, jou vyand, lief te hê. Hoekom? Want God het ons lief, en ek en jy leef uit die liefde wat God vir ons gee. So vanmiddag wil ek vir jou sê, weet dat God het jou deur die verlede, deur jou uitdagings gedra, en hy sal jou ook môre, en die dag na môre, sal hy jou dra, hy tog nooit, maar nooit verander nie. Mag jy vanmiddag weet, jy is kosbaar, jy is geliefd, mag jy vanmiddag weet, jy is meer as 'n oorwinnaar, en wanneer die storms kom, wanneer die uitdagings kom, wanneer die toetse kom, dat jy sal sê, met die Here in my lewe, storm ek 'n bende, ek weet, ek is geroep om meer as oorwinnaar te wees. Mag jy vanmiddag 'n geseënde middag hê. Kom ek en jy bid saam. Hemelvader, ons kom vanmiddag en ons sê dankie dat ons kan bietjie terugkyk na die toetse en die uitdagings in ons lewe. Dankie as by 'n plekkie kan kom en sê dis U wat ons gedra het tot vandag toe. Dankie dat U daar is om ons elke dag te versterk. Dankie dat U daar is om ons dapper te maak, om ons moed te gee, nuwe krag en ook nuwe geloof. My gebed vanmiddag is dat elke persoon wat ingeskakel is, elke persoon wat hierdie boodskap hier vanmiddag hoor, dat hulle hande sterk sal word, en hulle harte sag sal word, en dat hulle voete standvastig sal wees in hulle geloof, want ons het U nodig elke dag. Kom vanmiddag en werk in ons, kom werk deur ons, en Here, ons wil so graag U naam verhoog. Ons wil U verheerlik in alles en deur alles. Word verheerlik, is ons gebed vanmiddag in Jesus wonderlike naam. Amen.